Goeiedag almal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Die opdrag van ons Here Jesus is die volgende aan elkeen van ons. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou wie is jou naaste? Die Griekse woordjie plesion wat beteken almal wie jy te doen kry op 'n spesifieke oomblik, op 'n spesifieke dag. Die mense in jou omgewing met wie jy kontak het op een of ander wyse. Dit is jou naaste. Lief hê, agape, daardie wonderlike, onbeskryflike liefde, wat eintlik 'n karaktertrek vanuit jou binneste impliseer. Jy weet, hierdie opdrag van die Here Jesus en hierdie liefde in 1 Korintiërs 13 gaan nie so seer oor die mense, jou naaste nie, maar dit gaan oor jou. Jy, hoe jy teenoor hulle optrek. Is jy beeltenis, gelykenis van die Here en kan jy hulle lief hê, agape, soos wat hy jou lief het. 1 Korintiërs 13 vers 6 gee ons 'n volgende eienskap om hierdie agape liefde te openbaar. Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Nou hierdie woordjie ongeregtigheid is adikia in Grieks wat dui op wederregtelike, onregmatige, verkeerde morele waardes, hoe klein of algemeen aanvaarbaar dit ook al mag wees. 'n eenvoudige voorbeeld hiervan is iets waarmee ons daagliks blootgestel word, of waaraan ons daagliks blootgestel word. Ons land is al feitelik lam gelê as gevolg van bedrog en korrupsie en omkopery. Biljoene rande is al daarop vermors. En jy weet wat? Almal van ons het al lang gesprekke gehad oor die onreg en verkeerd hiervan. Maar kom ons vra onsself die volgende vraag. Het ek al omkoopgeld betaal aan verkeerspersoneel en of polisiebeamptes net om nie beboet te word vir 'n oortreding wat ek begaan het nie? Dit is hierdie vraag wat resorteer onder die opdrag van die Here aan elkeen van ons. Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly oor die waarheid. Hierdie woordjie bly in hierdie vers is die Griekwoord chairo, wat in hierdie konteks beteken om gelukkig te wees oor iets wat jy gedoen het, maar nie net om bloot gelukkig te voel nie, maar om gelukkig te wees omdat jy in die waarheid van God se woord opgetree het. Kom ons kyk so 'n bietjie in hierdie spieël van bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly oor die waarheid. En wees eerlik met jouself. Wat sien jy? Psalm 18 vers 24 sê die volgende: "Maar ek was opreg by die Here en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid." Psalm 119 vers 133: "Maak my voetstappe vas in u woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie." Psalm 141 vers 9: "Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat my strikke stel, vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid." En dan Johannes 17 vers 7: "Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid." Die volgende karaktereienskappe van agape liefde. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, word grootliks verkeerd verstaan deur baie mense. Maar kom ons gesels volgende week hieroor. Maar intussen onthou, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan, die liefde.